Hartlike goeiemiddag en baie welkom hier op episode 25 hier op Sportstroom. Ek kuier hier so saam met Driekus Viljoen op Stroomstories. En vandag se gas is 'n baie belangrike gas. Hier uit die Potchgeleedere, die assistent-afrigter van die Luiperds, Freddy meneer Eyster Ngoza. Baie dankie dat jy gekom het en baie welkom. Dankie Driekus, dis 'n eer om hier te wees. Nee, dit was, dankie vir die invite. Ek was baie excited obviously toe jy my die invite gegee het om 'n bietjie rugby te chat en ja, die Phoenix se perspektief op rugby in general te deel. Bietjie te gesels. Ja, kykers, ons praat bietjie vandag met Freddy oor die Phoenix sportgroep, soos in Engels Phoenix Sportgroep. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die wat, wanneer, waar en hoe. So 'n bietjie promotion gee daar rondom die produk wat Freddy hulle besig is mee. En Freddy, as ek dit nie mis het nie, jy is CEO. Ja, CEO. Die groot kaptein van die skip. Ja, nee, hoe dit uitgewerk het, ek het die company begin, net na ek afgetree het van rugby af. Afgetree? Ja. So jy het gesê, kyk, as ek moet net sê, hy het vir die Bulle gespeel, hy het vir die Valke gespeel, jy het in Rusland gespeel, jy was oralster behalwe in Lesotho. Ja, maar dit is, ja, 'n voormalige Bloubil rugby speler, ja, ek moet sê Bloubil, ongelukkig, maar nou ja. Vrystaat Griffins. Ja, Vrystaat was die huis. En jy het omtrent al die provinsiale treë in jou kas. So 6 van hulle? 'n ronde 6 van hulle. Ja. Right, kom ons so alle grappies op 'n stokkie, lekker. Kom ons praat 'n bietjie oor Phoenix. Yes. Waar dit begin? Ek wil net vir die kykers sê, hierdie gaan ook 'n Afrikaans-Engelse program wees. Freddy kan Afrikaans praat, maar sy Engels is beter. Yes. Yes. So, dit gaan Afrikaans-Engels wees. So, kom ons geniet hom. Yes. Freddy, kom ons val weg. Phoenix Sportgroep. Yeah, so Phoenix was my way of giving back to the game. That's where it all started. Like I said, when I retired, I couldn't see myself without being involved in the game. So I sat down to myself and I thought, what is it that I can do to make a change, to be that person or be that system that I wished I had when I look back in my journey. So that's basically where Phoenix originated, and it became Phoenix because I'm a mystical fan. Okay. So Lord of the Rings and those type of things. And the Phoenix is a mystical animal that came from that arises from the ashes. So that's where I know rugby was everything to me. So when I realized, it felt like I really burned to the ashes and I had to get up from it and do something again, you know. Wow. So that's actually where the abstract of the Phoenix starts and comes from. So it's a reborn yeah, into the sport of rugby and making an impact in the game. Yeah. Yes, maar dis interessant. Ja, dis interessant. Hoorie, so kom ons Phoenix. Wat is Phoenix? Wat bied Phoenix vir ons? So ons is 'n sports promotions company. Ons specialize in rugby. Ons wil uitbrei later na ander sporte, maar as 'n start-up het ons besluit rugby is ons spesialiteit en dit is waar ons gaan begin. En dit is die grootste market in sport, commercial sport in Suid-Afrika, so dit maak sin vir ons om die market te oop te maak. Want dit gaan oor youth development, dis wat ons doen. Soos ek sê, ek het teruggekyk na my journey en die dinge wat ek, die pad wat ek geloop het in die sport. En soos ek sê, daar was dinge wat ek nie gehad het nie, daar was support wat ek nie gehad het nie. Okay. En dit is die niche wat ek dan in die market gesien het, dat a lot of sports enthusiasts, guys that have talent, need support to be able to make it sustainable and to make it to high performance. Nice. So dit is wat ons is. Ons is 'n sports promotion company wat specialize in youth development and rugby.
specialized coaching and long-term development of athletes and holistic development of athletes. So we don't just speak playing rugby or being part of the professional setup, but all the value chain of sports. So administration, coaching, management, you have caretakers. So there's a lot of opportunities for you to be involved in sport, even if I'm not good enough to actually play it as a career. But there's so many different markets that you can find a career in sports, in rugby. So that is where we see youth development potential in sports. So that's what we are actively promoting, is participation of the youth in sport, not only in the playing capacity, but thinking of how they can position themselves to take advantage of the value chain opportunities that are there. Dis wat ons is. Hoorie, dis 'n mondvol. Ja. Maar julle doel eintlik is nou om mee te begin youth development. Ja, jeugontwikkeling. Yes. Ek as ons nou praat vir die jeugontwikkeling, waar begin julle kyk na die jeugontwikkeling? Is dit op skoolvlak of is dit na skool? As mens nou eintlik praat van jeug, dit val nog onder 19, onder 21, kan ek dink ook nog val onder ontwikkeling. Yes. So wat ons gesien het die laaste paar jaar, ons was betrokke met toe ons one-on-one gelaunch het, was ons market die amateurs, so klub rugby spelers. Okay, so, ja. Deel van ons testimonies is hoeveel amateur rugby spelers deur ons hande die laaste 3 jaar gegaan het en wat nou professional athletes is. Dit is wat ons involved was die laaste paar jaar. Maar toe sien ek, for long-term development, long-term development in sport is a 10-year project. Is a 10 jaar. 10 jaar, ja. Sure. So, ek het gesien ek is op die top van die long-term development project, want dit is waar dit min of meer 25 eindig het. Toe dink ek vir myself, okay, 10 jaar investment and development, that means our market needs to not only be, our top market is the amateur space, but in the long-term development plan, our market should actually start at 15. 15, yeah. 15. So that's where the academy project comes in, where we're now saying, okay, cool. We've had a reach with the amateur players, but how do we build the best 1-versus-1 players? Because for us, it's about the database. So the better the players we are able to get into the 1-versus-1 system, it's a filtering system for us. So the cream of the crop rise to the top. It's one-on-one. That's what I also want. It's part of our development philosophy. So that's where it actually starts. It starts everything for us under 15, under 17 amateurs starts with 1-versus-1. Because 1-versus-1 is our tool for identifying the best attackers and defenders. I cannot teach you heart. That's the challenge for a high-performance coach. Do you want it or don't you? Yeah. Are you willing to step into that ring? Because it's heavy stepping into that ring, facing off on another man on your own. So that already tells me a lot of the mindset of the player, the heart of the player. The rest of the things I can coach. That's how I see it, or how we see it. So the idea is that we identify the best talent through 1-versus-1, and then we start skill developing those guys for the holistic market. And then we obviously have the formats like the 10s. We have a collaboration with the 10 series. So those then become opportunities where we can give our players that we have developed opportunities to play in a stage where you can be seen. Soos 'n argument tot al by die Cape Town Tens. Die Cape Town Tens, die Johannesburg Tens. Ja. Daar is allemaal opportunities vir ons om ons spelers in Phoenix spanne te sit en dan daar opportunity te kan gee om te speel. Maar ek het 'n voeltjie oor vleit, die Cape Town Tens kom nie naby die moontlikheid van 'n Potch Tens. Dis 'n interessante conversation daai. Ek dink daar's regtig potential en dit is definitely iets wat ek dink 'n paar stakeholders bymekaar moet kom en 'n bietjie discuss en ek sal love om deel te wees van daai conversation want ek dink dat daar's regtig potential in die market. Ja, dis reg. Nou as jy nou met die jeugontwikkeling, werk jy tans nou net Noordwes of werk julle Suid-Afrika of internasionaal as jy so kan kyk? So
Ons is in Suid-Afrika, ons is nationally. So ons target markets nou met die akademie structure is die Wes-Kaap en die Oos-Kaap. Okay. Want soos ek sê, my journey begin in die disadvantaged community. Ja, ja. En dit is essentially waar ek weer wil eindig. Is om the best disadvantaged talent, amateur and grassroots by mekaar te trek en hulle opportunities te gee om te speel. Perfect opportunity vir ons is Grey PE se Easter tournament. So ons is besig met hulle te chat om 'n Phoenix Academy team daar te kan stuur onder 15 en onder 19. Wow. So daai gaan dan die akademie wat ons wil begin is 'n 5 maande assessment and skill development project wat ons dan elke jaar en ons wil daai database bou en hou min of meer vir 10 jaar. So daai selfde spelers moet vir ons terugkom tot ons hulle op high performance kan kry en dan is hulle in 'n ander structure. Of na hoërskool kyk jy na akademiese strukture en jy kyk na varsity sport. So dit is ook waar die holistic development van ons spelers moet kom, want ons wil graag hê al die ouens wat deur ons structure deurkom moet eligible wees vir varsity sport, want dit is eintlik die next platform. Yes. So dit is die idee, dit gaan nie net oor die skill development kant nie, so daar onder 15s wat ek die jaar gaan vind. Ek het 'n 3 jaar plan met hulle en ek wil kyk hoeveel van hulle eindig in national weeks in die volgende 3 jaar, as hulle onder 18 is. Ja. Hoeveel van hulle kan ons dan van daar af in universiteitssisteme kry? Dit beteken, jy moet academically eligible wees, en jy moet kan deurkom en sustainable wees, en jy moet kan perform op die rugbyveld. Yes. En jy, so daar was 'n leemte in die support wat die ouens van disadvantaged communities wat die opportunity kry gehad het. Ek dink ek sien van hulle. Ek praat van experience. Van experience, ek kon beter gedoen het. As jy ondersteuning gehad het. As jy ondersteuning gehad, 100%. Van my kant af, ek kon beter gewees het. My focus was net rugby. Ja. Maar in die cases wat ek al gehoor het, is there's a lack of support of if you were in a location school and you now have to come to Model C University. Yes. There's a massive gap. A massive gap, There's a massive gap. So how are we supporting those kids that make it into there to fill that gap? Yeah. And that is where mentorship, okay, the ups and downs of rugby, because it's a roller coaster. Yeah. How do you deal with that? Some of us are unfortunate. Some of us are fortunate to have a strong family unit. Yeah. Some don't have a family nucleus. Who supports you then? Yeah. You understand? And that's where, like I say, we are about being a catalyst for the disadvantaged. So our program doesn't only look at supporting the rugby development, but we have already seniors that have been through I have walked that journey myself. So the mentorship part of the equation is also very important. And for sustainable development of disadvantaged high performance athlete, I think support is one of the major key that is missing at the moment. Okay. So it's about so much more. Ja. When it comes down. Dit gaan nie net oor die rugby. Dit gaan nie 'n rugby afdeling. As jy daai rugby speler wil hê, dan is daar's baie invloede en van buite af wat hom 'n positief 100%. Kan maak 100%. of negatief kan maak. 100%. Maar jy aim om daai positiewe uit hom uit te bring en die beste. Yes. Ja. If you step into the ring and you back yourself, that's where it starts. If you believe in yourself and you're willing to listen, you have logic to make logical decisions, you have all the opportunity essentially in sport. And if you have the talent of being good in it, why not utilize it? Hoe gebruik jy dit gebruik? Die ding is, ek is self, so ek was by Harmony Academy. Dis hoe that was my transition year for being able and capable to be a high performance athlete at a very young age. Was that experience that I gained there. So that's why for me personally, the academy experience is worth a lot because I know what it meant for me. But still, in that structure,
when I look back, in my group of 70, I'm the only one that is still actively involved in the sport. Ernstig, uit Ja. 70 uit. Yeah, then you ask yourself, what wasn't there? What went wrong? Ja. Because for me, there were so many other guys that were better than me even, that didn't make it. How does that make sense? Ja, maar ek dink dit gaan oor, soos wat jy sê, oor die hart. Ek wil dit doen, ek kan dit doen, ek gaan dit doen. En daai mentally ding, soos in, ek moet dit net doen. En ek gaan dit maak. Ja. Ja, dit is baie keer waar mense ook van die bus afval. Ja. Hy dink hy kan dit doen, maar hy mental toughness is net nie daar nie. Is net nie daar nie. Ja. Maar dit word gehou. It gets coached. Ja. That's what I realized the last couple of years. Maar hoe coach jy? Mentorship. Ja, maar hoe coach jy mental toughness? Dat jy daai ou, jy weet hy is daar, maar hy kort net daai bietjie mental toughness. Is dit 'n lang proses of is dit 'n moeilike proses? Ja, changing behavior is a long process. Driekus, dit vat tyd. So dit vat tyd. Dit gaan tyd vat. Soos wat ek werk nou met 'n groep van redelik jong, 22, 23. So it's only through experiences that you actually get that mental toughness. Okay. And if you haven't been through hardships in your life, Ja. you understand it's different than if you've been through hardships in your life where you needed to fend for yourself. Oh. Do you understand? Yeah. So how do you then cater an environment of learning that behavior without actually actively breaking down that person and giving them hard time? So that's the balance you have to find. When am I hard? When am I giving some love? And when am I giving some support? So. Hoorie maar, dit is 'n moeilike werk. Ja. Dit is genuine. Dis nie net okay, kom ons daag op en ons maak skade nie. Dit is genuine, soos wat jy sê, grassroots is waar jy begin, wortel en dis dit. Ja, maar ek geniet dit. So for me personally, I really enjoy the opportunity that I have to coach high performance and then have the opportunity to go down all the way to grassroots again and coach the bare fundamentals of it. Maar is dit nie moeilik om daai transition te maak van bo na onder na bo? Ja, dis vir my. So dit is maar wat jy dit is ja. Op tye is dit vir my lekker om hier onder te werk. So toe ek in Poland was, toe ek retire het, ek het Poland toe gegaan as 'n consultant vir coaching en speel. So ek was daar toe om 4 games te speel en ek het vir hulle gesê ek wil actively coach op dieselfde tyd wat ek daar is. So ek het die ouens wat saam met my gespeel het in my span gecoach en dan die volgende dag begin ek met die kleintjies wat vir die eerste keer 'n rugbybal in hulle hand. Jesusie, so dis 24 uur transition wat jy van hoog na onder. Dis vir my, dit is vir jou lekker. Dis vir my baie lekker. Dit is baie nice. That's so, as much I love high performance, I also really love working development and grassroots. Yes, maar my vraag is nou, ek is ook nou obviously onderwyser, né? En ek het ook al groot spanne afgerig en ouens met talent. Ja. En nou is ek by 'n laerskool waar ons rugby ontwikkel. Ja. En dit was vir my in die begin baie moeilik. Want as jy daar bo is dit eintlik soos 'n diamant wat jy moet hom net polish. Maar nou is dit okay, hy kan nie eens 'n bal vat nie. Ja. So dit is van daar af so boef. Ja. So ek moes daai skuif gemaak het om die ding te doen. So dit leer jou patience. Patience, ja, dit vir my is dit patience. Ja. Oukie moet leer paas. Ja. Hy kan nie forward paas nie. Ja. Dis daai basic wat jy alles van vooraf moet leer. Maar wat ek gesien het, Driekus, is ek motivate altyd my spelers. So daai tyd maak my skerper as 'n coach vir high performance. Genuine. Ja. Wow. Yes. Dis interessant. Because you have to then break it down all the way to the fundamental of it and you coach the fundamental of it. By the time you get to high performance, I was already reminded of the bare fundamental of this thing.
before you get, then I break it down for my, like, hey bro, terug tot op die begin. Op die begin, ja. Jy begin hom so, dan vat jy hom daar en jy skuif hom daar. Ons skryf hom so trappie vir trappie. Yes. Ja. Ek sê altyd vir my spelers, dis 'n goeie ding as jy speel en jy coach aan die kant ook. Okay. Want dit is basically extra training hours without putting strain on your body, but your brain mind, is training the bare fundamentals of it. Ja, en dit is amper as mens kan sê, dis logika. Want as jy kan afrig, obviously ken jy dan die reëls, jy ken you know the fundamentals. Fundamentals en dan gaan pas jy dit toe op jouself wanneer jy speel. It's easier to remind yourself, hey bro, I'm supposed to be doing this. Ja. Dan raak jy alles skerper. Dis genuine baie interessant. Ek het nog nooit so letterlik daaraan gedink. Ja. Player coach. Dis heeltyd bedrywig. Ek dink ek het die beste rugby van my lewe gespeel toe ek klaar met rugby. So genuine. Ja, omdat ek soveel ure al gecoach het. En top ook, ja. Wow. Ja. Hoorie, nog ietsie van Phoenix. Ek sien jy het 'n laptop saamgebring, jy het jou boek saamgebring. Gooi kolle daar. Nee, dit gaan, ek wil die meeste exciting ding wat ek van wil praat is die akademie structure wat ons wil doen. So, dit is 'n structure, so ons het 3 hubs. Ons kyk na Atlantis, Mamfrey area in die Kaap. That is a heavily gang and crime infested area. So ons wil in daai plek sports utilize for crime reduction and recreational direction of the youth. En dan het ons Somerset West, en ons is based in Somerset West. Ek dink daar's baie rugby talent wat in die area is. En daar is Red Garichas reg daar by ons. So ek dink ons kan redelike impact maak in die area en in die community. So dit is een baie interessante projek wat ons aan besig het. Dan het ons die laaste hub kyk ons na Eastern Cape, rural Eastern Cape. It's called Benenek. It's a sports facility run by the Moko Foundation. So ons wil met hulle collaborate om dan ons derde regional hub te by hulle. Die idee is dat ons so 180 onder 15s en onder 17s gaan wet deur 1-on-1. Is om 2-day event waar ons onder 15s gaan hê en die top 10 van hulle identify van daai 180. En dan die volgende dag doen ons 180 prospekte onder 17s en teen die einde van die dag het ons op top 10. Sure. Daai 20 prospects is dan die prospects wat vir ons in die regional hubs akademie gaan betrokke wees. So ons het ETA wat ons dan comprehensive testing op elkeen van hulle gaan doen. So dan vat ons hulle ETA toe. Ons doen bench press, body weight, sit-ups, testing, Bronco, those type of things. We have a comprehensive assessment of each player. So hulle gaan lekker oefen. Hulle gaan oefen. Dis een van die dinge dat is it's free. Yeah. It's going to be a free, but it's not going to be a ride. It's going to be intensive. Yeah. It's going to be comprehensive. It's going to be holistic. And that's what we want to show them, that it's not just about playing the game. You have to put in the yards to play the game before you even get to that salary of making it a living. So that is basically the values wat ons dan in daai area en daai tydperk gaan install. En dan die secondary part is dan die idee van die akademie is om local coaches te upskill. So ons gaan 2 local coaches in elke akademie hê. En ons kom dan as die Phoenix en ons host regional qualifiers. Ons host regional assessments. En dan begin ons met die phase 1 van die development plan van daai prospects. So dis 'n 12 weke program wat hulle dan in skill development en holistic development gaan ingaan, waar elke 3 weke gaan ons 'n circle maak. So assessment on week 4, then we start over on the first and we go through the others. So week on the second location, week on the third location. And like that we're going to be traveling during Yes, we gaan 'n bietjie travel. Ja.
Ek dink dis ons niche Ja. in die market is die feit dat ons nie op een venue gebaseer is nie. Ons travel omdat ons met die tennis, omdat ons in regional hubs gaan werk. So die hele Suid-Afrika word dan 'n market vir ons. Wow. So ek dink die reach wat ons dan kan, the idea is then to have those local coaches then replicate. Ja. If you are able to do it like that, then you will have 12 and then 24 regional hubs. Yes. Wat ons dan die beste van die beste. Die beste van die beste. Ja. Ja, maar soos dit is ook Rome is ook nie in 'n dag gebou nie. Nee, glad nie. So dit gaan harde werk kos en dit Yes. is maar as dit eers ek dink as dit eers kan gaan Ja. en hy sneeubal en hy doen wat hy moet doen, dink ek is die regte nuus. Dit is genuine. Baie interessante projek. En die nice ding wat ons so that is corporate social investment for us. That is where we are looking to have partners that are looking for investment opportunities, community engagement. Dit is wat die akademie vir ons is. Maar aan dieselfde kant is dit vir ons 'n model om private, soos wat jy in een van jou vrae gevra het. Hoe benader ons private coaching en parental relations. So dit is essentially 'n opportunity waar ons in 'n plek wil kom waar die haves ons kan support om die have-nots te kan support. Okay. Dit is ons, want rugby is wat ons doen. Ek coach, whether aan die kant is waar daar geld is, of whether die kant is waar daar nie geld is. Ja. Ek vertel jou 'n storie. Ek was in Potch. Ek het by die Algro gebly. Nee, vir my eerste 2 jaar in Potch. Dis waar ek die relations gesien, die eerste keer gesien het tussen the ones that have and the ones that do not have. Where sports become the way that you can balance the two. Ja. Ek was by die Algro, ek eet lekker breakfast. Ek het 'n groep wat in die Oos-Kaap vir onder 16 'n toernooi wil doen daai Saterdag. Hulle kort R400 vir die water en die elektrisiteit vir die stadion van die munisipaliteit af. Sjoe, okay. Hulle stuur vir my, Phoenix, kan julle ons help? Yes, ek is 'n start-up, ek het nie daai geld nie. Ek sit in daai oggend en ek het 'n redelike open relationship gehad met die mense wat in die Algro gewerk het en daar gebly het. Ja. Ek besluit, ek kry courage in my gat en ek sê toe, Fred, kom vra, jy het al baie met die ou gepraat. Ek los hom toe, ek het myself net toe hy uitloop, ek dink, weet ek gaan nou in sy bakkie klim en hy gaan nou werk, toe kry ek myself om dit te doen. Gaan uit, ek jammer ek pla. Ek verduidelik die situasie vir hom. Hy sê vir hom, net R400. Hy haal daai R400 uit, hy gee dit vir my. Ek vat daai 400 en ek stuur hom Oos-Kaap toe. Daai Saterdag het 8 spanne gespeel. Sjoe. Verstaan jy die? Dit is daai wyd verskeidenheid tussen niks en van daai. En die catalyst is sport. Ja. Dis waar ek kan eintlik hoendervleis, ja. Dis waar ek gesien het waar die opportunity wat ek het om, en daar's mense wat soos wat jy jou private coach 100% ek kom doen het. Daai geld gaan net deur na die ander kant, want dit gaan ons help om weer coaching clinics aan die kant te doen. Aan die kant. Ja. So. Ragas. Hoorie, ek het so 'n paar vragies. Ja, goeie. Voorberei. So, kom ons okay. Wat is Phoenix Sports Group se kernmissie? Jy het nou gepraat van dit is wat jy wil doen, maar jy het seker al so 5 jaar plan en Okay, wat is julle kernmissie? Ons 5 jaar plan is om 1 versus 1 rugby as a coaching philosophy to expand. Dit het 'n global impact ook, want ons het global following op social media. So is om ons produk te globalise en value vir ons partners te gee. En dan, soos ek gesê het, youth development is ons derde pilar. Ja, brilliant.
Ons het nou 'n bietjie gepraat van die idee van Phoenix en hoe dit ontstaan. O ja, volgende vraagie. Dis nie net jy alleen nie. Nee. Daar's 'n paar mense wat saam met jou in die company is. Ja. Wie is die kernspan agter hierdie hele organisasie? En wat is hulle agtergrond? So ek is die CEO, so ek gaan met ons board begin. So ek was baie fortunate geweest om mense te gehad het wat my mission gesupport het in die begin. So ek het investors wat deel is van my board. Die eerste een om te mention is Darren Kramer. So Darren is 'n entrepreneur wat in die Kaap gebaseer is. Ons het, ek dink 2020 in kontak met mekaar gekom. Toe chat ons 'n bietjie oor rugby, toe vertel ek hulle wat ek met one-on-one en dinge wil doen. Toe invest hulle in die idee want hulle wil teruggee, hulle wil groei sien, hulle wil development in disadvantaged communities. So ons het min of meer dieselfde language gechat. Ja, selfde visie en so aan. Selfde gehad, so dit was die eerste mense wat eintlik in ons invested in die Phoenix om die company te stig. En dan het ons Greg McDonald, hy is in die UK, London. Hy is ons Chief Financial Officer. Hy is dan die een wat die catalyst tussen ek en Darren was. So ons het ons approval of our financials en our funding requests deur Greg gekry. Okay. En toe in 2021 het ek Raymond benader, Raymond Rule, hy's 'n goeie vriend van my. Toe word hy dan ook 'n stakeholder van die missie wat ons wil uitgekry het en wat ons wou bymekaar gesit het. En dan het ek my operationals team, so ek is die CEO van die company soos jy gesê het. Dan het ek Bieke van Neste, my vrou, wat ons media manager is. Sy doen 'n amazing job wat in terms of the exposure and community that we have been able to build. And dan het ons Batando Kafu, very good friend of mine. We played together at the Kings. He's our media manager. We also got together after he saw what we were doing and he wanted to be involved. Very keen guy, very close friend of mine. So we decided to do this together and that's our operation. Yes, dis ook nie net 'n klein spannetjie nie. Nee, dis Ja. Dis wild. Ja. Dis Nee, ek dink dat UK London. ek dink dit is een van die dinge. Die span wat ons het essentially met 3 begin. En hoe meer ons gegroei het ek obviously value in die mense om my gesien. So dit gaan nie oor daar's soveel wat gedoen moet word. Daar's soveel reëlings wat getref moet word. So die span wat jy bymekaar sit met dynamic en sterk wees. Ja. So ek dink ons het nie 'n baie groot team nie. Ons het 'n baie structured way of doing operations. So die board guides specifically hulle area. Ja. En dan het ons operational team wat ook maar net 3 mense, 4 mense is. Ja. Wat ons mee move maak. Dink ons doen baie met daai spannetjie. Ja. Yes, dit is great. Ons het 'n bietjie gepraat oor die rugby akademie. Ja, jy het nou gepraat so 'n bietjie van die rugby wat as sulks by Phoenix is. Yes. Wat se ander sportsoorte kan moontlik in die toekoms dalk betrek word? Ek het obviously al gedink aan sokker. Ek dink sokker is obviously ek sê 'n groot sokkerman, ek's 'n rugby man. Maar ek dink daar's baie talent. So if you looked in our company profile, that problem statement of ours is quite strong. So that guides us, where we say there's too much talent in disadvantaged communities trapped in poverty. And poverty equals to lack of opportunity. So obviously as ons daai volg, dan moet ons kyk na sokker, netbal. Ek love action frisbee, dis nog iets wat nog nie regtig integrated is in ons communities. Ek love it, want jy kan dit vir youth development op laerskole gebruik en jy kan dit multi-sex doen. So dit is vir my 'n konsep wat baie interessant is en ek dink dit gaan oor
especially primary school area, Yeah. is about holistic sports development, Ja, not ja. really specialized. Specialized, sports. ja. So dit is vir my 'n baie niche ding wat jy daar kan doen. En dan obviously cricket sal 'n interest vir ons wees. Ek dink daar's baie talent in die Oos-Kaap, cricket Wes-Kaap, Ja, Weskaap, ja. ook in die Oos-Kaap. So daar's 'n massive talent pool vir dit. So ek dink daai sal in die eerste expansions. Sure. Maar ek wil eers globally expand in rugby, of course. Ja. Dis ons eerste Eerste doelwit en doelwit. mikpunt, ja. ja. Jo. Okay, hoe balanseer Phoenix dan nou die prestasie met dan die sportontwikkeling? Ek dink ons sportontwikkeling is ons setterpunt. Ja. Dit is die eerste pilar van ons manifesto wat ons bymekaar gesit het is, and that's why we came up with the academy structure. Yes. Because when we started with one-on-one, I get to each venue where we go and host events, and I host the event for 2 days and I'm gone for the next year. So I felt like you're not really making an impact, bro. Impact, ja. You just coming in, 2 do dae your dan sê thing, ek, dan sê, hey, ja. dis die deel van ons core nie. Ja, Ons ja. core objective is om sustainable impact te maak. Yes. En dis hoe ons met die akademie structure bymekaar gekom het. Okay, ja. ons het nou al hierdie different venues wat ons travel met die tents, met ons private events, maar watse long-term value los ons in daai communities? In die community, ja. So dit is wat die academy, so dit gaan hand aan Hand aan hand, ja. in ons company, ja. Voordat ek hierdie vraag vergeet, ek vir jou nou gevra het. Ek love jou vraag. Dankie, ek waardeer. Maar ons het so 'n bietjie van die lig af het ons bietjie gepraat oor. Ek dink dit is dalk die eerste wat dit internasionaal kan wees. Ja. Is om 15 man, 10 man en 7's te kombineer. Yes. Vertel ons gou 'n bietjie Dis- wat is daai wat is vir my dit klink vir my baie interessant. Ja, dit is basically ons high performance platform wat ons wil bou. Ja. Ek dink ek kan nie te diep in dit. Ja, maar jy kan net so Maar ek want ek moes jou daai vraag vra. Ja, ek moes. Kan net 'n bietjie cream, maar ja, Ja. dis ons benadering van the ultimate rugby product bymekaar te sit en the ultimate showcase of rugby talent, dynamic talent bymekaar te sit. En ja, ek dink dit is 'n baie interessante prospek. 15 man, dan rus jy 'n bietjie dan jy 10 man, dan rus jy 'n bietjie dan jy 7's. Yes. Ja, daai Dis kan ons- super interessant wees en ek dink baie mense kan hulle gaan dit geniet. Dit sal interessant wees om te hoor wat die mense Ja, doen. nee, ek kan nie dink dat dit want dit is 'n hele nuwe konsep, dis 'n hele nuwe niche, dis 'n hele nuwe ek kan net dink dit kan net vooruit gaan. Ja. As jy so 'n tournament het, jy het 'n squad van kom ons sê 20. Ja. En dan weet jy, okay, raai, kom ons doen 15, het jy 5 reserves. Dan het jy, okay, kom ons speel 10's. Ja. En dan speel ons die 7's. Yes, Ja. ja, ek dink dit kan net fenomenaal wees. Ja. Imagine die beste van die beste. Ja, beste van die beste, ja. Beste van die beste en jy het die beste one-on-one athletes daarin. Yes. Ja. Nee, dit Dit is klas. Dis ons development structure is om basically en daai is ook 'n opportunity en platform vir ons one-on-one spelers te gee. Ja. Dis waar oor die hele model gaan, ja. Ja, nee, dit is briljant hoor. Maar ek sien uit. Ek sien uit vir daai enetjie hoor. Okay, ons het 'n bietjie gepraat van die mentorskap. Dit is absoluut baie belangrik. Dit is jy kan nie iets doen sonder 'n mentor nie. Jy kan nie. Ek het self baie waarde daaraan gevind. Ja. Wie was jou mentor? Ja, ek het 'n as- hele ja, paar gehad. ja, Ek het al 'n gooi hele bietjie. paar gehad. So Senna was my eerste official mentor. Dit was my next door neighbor in Bloemfontein. Ons was ons het 'n rugbyhuis gehad. O my genade, 8 nee. rugby spelers en sy was ons neighbor gewees.
So ek het in die begin toe ons aankom toe ek 'n chat met haar te vra vir asseblief moenie die polisie bel nie. Ek weet ons die ouens raak 'n bietjie wild. Bel my maar eerder. Toe bou ons 'n relationship. Sy was my eerste official mentor toe ek uit Bloemfontein uitry. Toe vra ek vir luister, ek het 'n klomp dinge wat ek wil doen. Sy het obviously government experience gehad. Sy het met die Free State government gewerk op die tyd. Toe vra ek vir luister, sal jy my net 'n bietjie guide as ek idees het en daai tipe goed deur jou verby jou kan hardloop. So sy was my eerste official mentor gewees en dan het ek obviously 'n business mentor ook in die laaste paar jaar. Darren, hulle is great vir my om mee te chat en so. So ek glo 100% daarin. So ja. Yes, okay. It's about relationship. It's a relationship. Ja. Hoe jy sal nie glo die tyd ons gevang. Ja. 45 minutes is op. Is daar dalk nog enige ietsie wat jy wil noem of sê of so aan? Maar ek gaan weer met jou gesels. Ja. Ons gaan dit nou 'n amper soos 'n maandelikse ding ook opdraai. Dat ons maandeliks bietjie kan gesels en Yes. praat oor die vordering. En Yes. waar trek julle van vandag af oor 'n maand verder of 2 maande of 'n week of wat ook al. Yes. Want ons moet vasmaak en dan bietjie chat. Maar daar is seker nog ietsie wat jy wil afsluit. Ek dink van ons kant af, ons het 'n klomp planne wat ons wil bymekaar sit die jaar. Ons wil graag die spelers en wat opportunities wil hê om ons te follow the dates at the different events that we're going to be hosting. It's a free platform to showcase your skills and then look at what we are able to put together from our side in terms of showcasing their skills. So we definitely want to encourage our players to follow us and get registered on our platforms, follow our partners, because we're going to be sharing a lot of information through our social media platforms in the next month or so, leading up to the launch of our projects for 2025. So, and then obviously brands what in rugby will invest. There's no better time to invest in rugby than now. I think the South African market is really a booming market and has a lot of potential. And we want to be the catalyst that is able to motivate growth in the market and the channeling of resources into the right the places that need it. So for brands that are interested, please reach out to us to collaborate and align and hear if we have common grounds in how we go about and how we think about youth development, because the conversations are already bringing value to us and to the market. So let's foster those conversations, and then just for rugby followers and in general for your audience, thank you for the opportunity. Continue following us, continue following the journey. I think there's a lot of stories to be told. Ja, ek dink op die einde van die dag dit gaan baie interessant wees om daai stories te hoor. Ja. Maar Freddy, baie dankie. Dankie. Ek waardeer jou moeite. Dankie dat jy gekom het en dankie dat jy jou insigte met ons gedeel het. Ja. Dankie vir wat julle doen vir die community. Ja. Vir die ouetjies wat nie daai geleenthede het. Ja, dit gaan. Everyone deserves an opportunity. Ja, die son moet oor almal skyn. Dit is ongelukkig so en maar go for it. Ons gaan julle dophou en ons gaan definitief weer gesels. Dankie Driekus. Daar's hy. Ek waardeer dit. Ja, dit was Freddy Ngoza van die Phoenix Sportsgroep. Episode 25 het tot op einde gekom. Volg gerus vir Freddy hulle daar. Gaan op hulle Facebook, gaan op hulle Instagram, kyk, soek hulle. Hulle is daar. Tot 'n volgende keer, selfde plek, selfde tyd. Totsiens.